Baie dankie, leraar Rudolf. Ek hoop almal kon hulle draaitjies loop en hulle warm goedjies drink. En ons sien uit na die middagete wat daar beloof is. Dit is in geloof dat ons aanvaar dat dit lekker gaan wees. Ons vorige lesing het ons so 'n bietjie gedelf vir die van u wat dalk nou eers ingekom het. Het ons so 'n bietjie gaan delf rondom die vraag, waar kom boosheid vandaan? Waar kom lyding vandaan? Waar kom al hierdie chaos vandaan wat ons elke dag in die gesig staar? En ons het gesien dat die ontstaan daarvan kom van hierdie verheerlikte, verligte engel met die naam Morgenster, Lucifer, party vertalings, wat uiteindelik ontaard in Satan, die teenstander van God, en wat ons gebruik as te ware om God seer te maak. Jy weet, as jy iemand wil seer maak, is die plek waar hy die seerste kry, wanneer jy sy kinders te nakom. En dis presies wat Satan moet ons doen. Hy gebruik ons om God seer te maak. En die vraag is, wat nou? Wat nou, te midde van al hierdie chaos wat rondom ons heers? Ons weet nou waar dit vandaan kom, ons weet dat daar 'n bron van boosheid is, ons weet dat daar een is wat verwoesting saai en wat chaos in hierdie wêreld bring, maar wat nou? Wat nou wanneer jou en my lewe gekonfronteer word met siekte, met moord, met geweld, met kwaadwilligheid, met depressie? Wat nou wanneer ons nie die pad vorentoe meer kan sien nie? Wat nou te midde van al hierdie swaar kry, seer kry, trauma en dood? En ja, dis goed om te weet waar dit vandaan kom. Maar wat is die oplossing vir al hierdie chaos? Net vinnig, voor ek aangaan, ek is in die breek ingelig dat dit party van die geskryf, soos daar, die teks is bietjie onduidelik op hierdie skerm. Die oranje kom nie mooi deur nie. Volgende week sal dit reg wees. Vra om verskoning daarvoor. Maar terwyl ons in hierdie wêreld van chaos is, wat is die oplossing? 'n Paar jaar gelede is daar 'n sendingbeweging wat besluit hulle wil Bybels inneem in tradisionele Midde-Oosterse lande waar Bybels onwettig is. En hulle weet nie hoe om die Bybels daar in te kry nie. En hulle druk die Bybel, maar hulle skryf nie op hom die Bybel nie. 'n Nuwe Testament. Hulle druk die Nuwe Testament. Hulle gee dit eers uit in van hierdie Midde-Oosterse lande as die titel Goeie nuus vir die moderne mens, maar dit vind ook nie baie aanklank toe by hulle gehoor wat hulle probeer bereik nie. En hulle begin toe met 'n nuwe titel, en hulle versprei hierdie Nuwe Testament in van hierdie lande waar dit onwettig is om die Bybel te versprei hulle onder die titel Die man wat jy nie kan ignoreer nie. Man wat jy nie kan ignoreer nie. Wanneer jy gekonfronteer word met hierdie man, moet jy iets besluit. Jesus noem homself die ongeskape seun van God. Jesus noem homself God. Hy sê, ek is. Ek is was voor Abraham daar. Ek is. Dit is ek. En die Joodse leiers probeer vir daardie titel wat hy homself gee om die lewe bring. Jesus kom en hy sê, ek vergewe sondes. Iets wat net God kan en mag doen. En wanneer ons die verhaal van Jesus lees, hierdie kragtige goed wat hy doen, maar veral die goed wat hy sê, is dit onmoontlik om te glo dat hy net 'n goeie leermeester was. Dat hy maar net 'n goeie mens was. Jesus sê herhaaldelik dat hy die seun van God is. Jesus is of wie hy sê hy is, of hy is 'n bedrieger, 'n leienaar. C.S. Lewis skryf oor hom. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said wouldn't be a great moral teacher.
He'd either be a lunatic on a level with a man who says he's a poached egg, or else he'd be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman, or something worse. Jesus kan nie net 'n goeie morele leermeester wees nie. Die goed wat hy sê, maak dit onmoontlik dat dit is wie hy kan wees. Hy's of mal, hy's of 'n leienaar, of hy is wie hy sê hy is. Die seun van God. Hy staan voor Pilatus, die Romeinse goewerneur. En Pilatus besef dat hierdie man is anders as enige ander misdadiger wat hy al voor hom gehad het. Pilatus sien deur die Jode se afguns, hy sien deur hulle haat. Pilatus het nie die leierskapsposisie bereik wat hy bereik het deur dom te wees nie. Pilatus sien wat hier besig is om te gebeur. En dan kom sy vrou nog en sy sê, hoor ek het hierdie droom gehad en hierdie man is onskuldig en hy moet nie gekruisig word nie. En Pilatus is onder hierdie druk, wat gaan hy met Jesus doen? Hy vra vir hulle, wat moet ek doen met Jesus wat genoem word Christus, of Messias, of gesalfde, of die een wat van God afkom? Wat wil julle hê moet ek met hom doen? En hierdie is nie die eerste persoon nie, en dit was ook nie die laaste persoon wat aan homself die titel Christus toegeëien het nie. Daar was ander wat ook gesê het, ons is die Messias, ek is die Messias, ek is die Christus. Na die vernietiging van Jerusalem in omtrent 70 na Christus, kom Hadrianus die Romeinse keiser, en hy bou 'n hele ander stad, waar Jerusalem was. En hy vernoem hierdie stad in die 2de eeu, na Christus, is nou al meer as 100 jaar later, vernoem hy na homself. En hy laat bou 'n tempel op die plek waar God se tempel was, en hy vernoem hierdie tempel na Jupiter, die Romeinse afgod. Op die presiese plek waar die Joodse tempel was. En dan gaan hy so ver om sout in die Jode se wonde te vryf, en hy sê, julle mag van nou af glad nie julle gebruike meer doen nie. Geen besnydenis nie, geen onderhouding van die Sabbat nie, niks ander gebruike van die Jode word meer toegelaat nie. En dit verander verskriklike konflik, of verander die omgewing in verskriklike konflik tussen die Jode en die Romeine. Daar is hierdie haat wat net erger en erger word. En die Jode glo, daar moet nou 'n Messias kom. Onthou, hierdie is meer as 100 jaar na Christus. En is op hierdie oomblik van hierdie nasionale vernedering van die Jode, waar daar 'n man, 'n charismatiese Jood, Bar Kokba opstaan, en hy maak 'n klomp duisende, ondersteuners saam met hom bymekaar, en hy sê, ek is die liggestalte van God wat uit die hemel kom. Ek is die Messias, ek is die verlosser. Maar uiteindelik was hy net 'n bedrieger, 'n swendelaar. Een wat 'n gemaklike lewe gelei het, te midde van sy volk se onderdrukking, deurdat hulle hom bly ondersteun het. Dit gebeur na Jesus, maar voor Jesus is daar ook Messias figure wat vorendag kom. 160 jaar voor Jesus, kom maar Judas Makkabeus op die toneel. En hy is 'n rebelle leier wat die Jode aanvoer teen die Grieke hierdie keer. En hy verslaan verskeie van hierdie Griekse magte, en hy neem uiteindelik Jerusalem terug. En hy herstel weer die tempeldiens en alles wat nodig is. Daar's 'n pragtige Joodse verhaal, volksverhaal oor hoe hy dit doen met die fees van ligte ensovoorts. Hy sê, miskien is ek die Messias, die verlosser van hierdie volk. Hy was nie die enigste een nie, daar's Simon van Perea, 'n tydsgenoot van Jesus. Simon van Perea is die slaaf van Herodes. Herodes wat Jesus wou doodmaak by sy geboorte. Hy is die slaaf van Herodes. En toe Herodes sterf, toe sê hy het 'n hemelse visioen gekry, hy moet die nuwe koning van die Jode wees en dat hy die Messias is wat van God afkom. Maar vinnig word hy deur die Romeine
uit die weg geruim. Hy is toe ook nie die Messias nie. En dan is daar Jesus van Nasaret. 'n prediker, 'n filosoof, 'n geneesheer, 'n rabbi, 'n leermeester. En hy sê, maar ek is die Messias. En sy koms verander die hele traject van hierdie wêreldse geskiedenis. Die digter James Allen Francis skryf oor hom, 20 centuries have come and gone, and today he is still the central figure of the human race. All the armies that ever marched, and all the navies that ever sailed, and all the parliaments that ever sat, and all the kings that ever reigned, have not affected the life of man on this earth as much as that one solitary life. Een lewe wat hierdie wêreld op so 'n manier beïnvloed, dat dit vir altyd verander word. Jy vandag die datum geskryf? Jy vandag se jaartal geskryf? Gister se jaartal geskryf? As jy die jaartal skryf, dan maak jy die erkenning dat Jesus Christus het geleef. En hier kom hierdie digter en hy sê dat daar was niemand anders wat die wêreld al so beïnvloed het soos Jesus nie. En Jesus maak hierdie aanspraak. Hy sê, ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Met ander woorde, ek is nie eintlik van hier nie. Ek het uit die hemel uit neergedaal. En baie van die ander sogenaamde Messias figure het ook hierdie aanspraak gemaak. So wat maak Jesus anders? Was Jesus die Messias? En ons as Christendom kan vandag hier sit en ons kan maklik sê, ja nee, hy was, want dis wat ons geleer is van kindsbeen af. Maar kan jy met oortuiging sê dat jy weet dat Jesus was die Messias, dat Jesus was wie hy gesê het hy is? Weet jy dit? En hoe weet jy dit? Watter bewys het ons dat Jesus werklik was wie hy beweer het om te wees? Kom ons begin by Jesus se woorde. Jesus praat met die Jode, met die gelowige leiers. Hy sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. Maar dit is juist die wat van my getuig. So Jesus vat hierdie Joodse godsdienstige leiers terug na die Bybel toe. Nou moet ons onthou, die Bybel, die skrifte in Jesus se tyd, is die Ou Testament. Die Nuwe Testament is nog nie geskryf in die tyd wat Jesus leef nie. So Jesus vat hulle terug na die Ou Testament. Hy sê, julle soek daar in die skrifte in die Ou Testament, omdat julle meen dat die ewige lewe daarin is. Maar julle mis die eintlike ewige lewe, want daardie geskrifte wat julle lees, wat julle studeer, daardie Ou Testament wat julle bestudeer, praat eintlik van my. Ek is eintlik die ewige lewe. So, wat sê daardie geskrifte? Wat Jesus sê van hom praat. Dit begin in die tuin van Eden, net na die tuin van Eden. Net nadat hierdie val plaasgevind het, waaroor ons vanoggend gepraat het, begin hierdie profeseë oor Jesus. God praat met Satan, onthou, hy het met Adam gepraat, hy het met Eva gepraat, hy het vir Adam gesê, jy gaan nou maar met hard werk om kos te kry, dis nie meer net van die bome af te pluk nie, hy het vir Eva gesê, dit gaan vir jou swaar wees om kinders in die wêreld te bring, swaar wees om kinders te baar, dis nou maar die gevolge van julle slegte besluit, van die gevolge, en dan kom hy by Satan, en hy praat met die slang, hy sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom aan die hakskeen byt. Ek hou baie van die ou vertaling se verduideliking van die teks. Hierdie is die eerste bekendstelling van die evangelieboodskap. Ons noem dit met grand woorde die proto-evangelion, die eerste evangelie. Die eerste verkondiging van goeie nuus. Wanneer God vir Satan sê, jy gaan vermorsel word. Nou daar's 'n verskil tussen 'n hakskeen en 'n kop. Wanneer jy aan die hakskeen gebyt word deur 'n slang, dan is dit baie seer en ongemaklik en dit bring baie ongerief in jou lewe. Maar wanneer jy jou kop vermorsel word, dan is dit verby met jou. Jy word uitgewis. Jou krag word gebreek. En God sê vir Satan, daar gaan een kom uit die mens uit die mens se saad uit, wat jou, nadat jy hom aan die hakskeen gebyt het,
Nadat jy skade maak, nadat jy ongerief bring, nadat jy baie seer bring, gaan hy jou mag breek. Met ander woorde, daar sal 'n kind gebore word, wat Satan sal oorwin. Een profesie. Nog 'n profesie. Jesaja, 700 jaar voor Christus. Elke Joodse mamma het gehoop dat haar kind, die kind wat uit haar uitgebore word, die seun wat sy geboorte aanskenk, dalk die een sal wees, waarvan Genesis 3 vers 15 praat. Elke Joodse mamma het gehoop dat haar kind die een sal wees wat sy volk verlos. En hier kom Jesaja 700 jaar voor Christus en hy beskryf hierdie gebeurtenis. Hy sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Immanuel beteken God saam met ons. 'n Maagd sal swanger word. 700 jaar later lees ons in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef. En hy sê vir haar, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Matteus gee hom die naam Immanuel. Profesie. Micha, eeue voordat Jesus gebore word, gee die geboorteplek van die komende Messias. Micha sê, jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd uit, sy dae is uit die dae van die ewigheid uit. Bethlehem, uit jou uit gaan die ewige kom. Uit die klein dorpie Bethlehem. Die een wat nie baie eer en aansien het in Israel nie. En tog lyk dit tot net voor die geboorte van Jesus, of hy eerder gebore gaan word in Nasaret. Dit is waar Maria is. Hoogswanger Maria, amper 160 kilometer weg van Bethlehem af, wat die profeet gesê het, die kind vandaan sou kom. En dan kom daar hierdie bevel, in Lukas 2 vers 1 tot 3, en daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf of getel moet word. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook gegaan van Galilea, uit Nasaret na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe. En Jesus sleutel saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. Nou wat dink Josef? Maria het nie nodig om te gaan na Bethlehem toe nie. Sy wat getel word, die mans word getel. So wat dink Josef om hierdie hoogswanger vrou waarskynlik op 'n donkie te laai? En te sê, nou gaan ons 160 kilometer ver ry Bethlehem toe. En die mans hierso wat al met hoogswanger vrouens te doen gehad het, sal weet. En jy sien, ek is oortuig, en dit is my opinie, kry dit nie uit die Bybel uit nie, maar ek is oortuig dat Josef doen dit juis om Maria se lewe te red. Maria blyk vir almal om haar om buite die eg swanger te wees. Sy dra 'n kind wat sy nie met die pa mee getroud is nie. Dit verdien die dood in Joodse wetgewing. En Josef weet, hy kan nie hierdie vrou in Nasaret alleen los nie. Maar so vervul die profesie uiteindelik dat sy in Bethlehem geboorte skenk. Terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar, en sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Jesaja voorspel verder oor hierdie Messias
Hierdie Messias figuur, hierdie Messias karakter wat sou kom, sê Jesaja, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, vir die geboeides opening van gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van ons God, om die treurendes te troos. 700 jaar voor Jesus op die toneel kom, sê Jesaja, dit is wat die Messias gaan doen. Dis die werk van die Christus. En dan 700 jaar later kom Jesus in 'n sinagoge, hy open die boekrol van Jesaja, hy lees hierdie selfde teks en dan sê hy, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Dit wat Jesaja geskryf het 700 jaar terug, dit gaan oor my. Ek is die een oor wie dit gaan. Maar het hy regtig dit gedoen? Het hy regtig mense se behoeftes aangespreek? Ons kan net die evangelie verhale oor hom lees. Lukas 6 vers 19 sê, die hele skare het probeer aan hom te raak, omdat krag van hom uitgegaan het, en hy het almal gesond gemaak. Sy koms is voorspel. Die plek waar hy gebore sou word is voorspel. Sy lewenstaak is voorspel. En dan uiteindelik word sy dood voorspel. Een van die mees gedetailleerde bewyse dat Jesus die Messias is, word gevind in die voorspelling van sy dood. Psalm 41 vers 10, Messiaanse Psalm. Die man met wie ek in vrede leef, op wie ek vertrou, wat my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Wat gebeur met Jesus? Matteus vertel die verhaal, dat toe daar die woedende skare met hulle wapens en hulle stokke en hulle swaarde om Jesus neersak, daar in die tuin van Getsemane, dat sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee, en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. En hy gaan na Jesus toe en sê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen. Wie doen hierdie? Een van sy vriende, sy binnekring, een van die 12, een van die wat die naaste aan hom was, sy vriend wat sy brood geëet het. En hoe lewer hy hom uit? Met 'n soen, een van die mees intiemste maniere waarop mense mekaar kan groet. Dit is hoe Judas wys dat dit die een is wat jy moet vang. Die profesie van Psalm 41, dat dit 'n vriend van die Messias is, wat om uitlewer, word vervul in Judas. Die verraad van Judas is in baie fyn besonderhede voorspel. Ons lees in Sagaria, honderde jare voordat Jesus op die toneel kom, lees ons en hoor hierdie detail. Toe het hulle my loon afgeweeg, dit wat ek werd is, 30 silwer sikkels. En hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker. 30 stukke silwer, en dit word vir die pottebakker gegee. Wat gebeur na Jesus se dood? Toe gaan een van die 12 met die naam Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat sal julle my gee as ek hom aan julle oorlewer? En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. Dit wat die profeet honderde jare tevore voorspel het, dit gebeur in werklikheid wanneer hierdie toneel hom afspeel. Maar dis nie al wat gebeur nie. Na die sterwe van Jesus aan die kruis, gaan hierdie selfde Judas uit die silwerstukke in die tempel neergegooi, weggeloop, en wat gaan doen hy? Homself gaan ophang. En die owerpriesters het hierdie silwerstukke geneem en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die tempel se skatkis te gooi nie, dis bloedgeld. En hulle het saam raad gehou, en wat doen hulle met die geld? Gaan koop die grond van die pottebakker, as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Hoeveel meer in die fynste besonderhede moet hierdie profesie wees? Die psalmskrywer sê, honderde jare voor Jesus op die toneel kom, bevestig die Messiaanse Psalm 22, selfs die manier van die dood wat hy gaan deurgaan. Het sê, hulle het my hande en my voete deurgrawe of deurboor. Hierdie is 'n vreemde konsep vir die Joodse gehoor of die Hebreëse gehoor, vir wie die psalmskrywer skryf. Dis vreemd vir hulle doen nie kruisigings nie. Hulle weet nie wat is 'n kruisiging nie. Dis iets buite hulle verwysingsraamwerk. Die Jode het mense doodgemaak deur hulle te stenig, met klippe dood te gooi. Nie te kruisig nie. Dis iets wat honderde jare later gebeur.
En tog sê die psalmskrywer, selfs wanneer niemand eers hierdie in hulle gedagtes het nie, dit is hoe ek gaan sterf met my hande en my voete deurboor. Dieselfde psalm praat oor die verdeling van die Messias se klere en hoe daar 'n lot oor dit gewerp word. En wat gebeur by die kruis? Honderde jare later, 1000 jaar later, toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel, en van die onderkleed. Die onderkleed was, van die bokleed, die onderkleed was sonder naad, en van bo af was dit in 1 stuk geweef, en hulle wou dit nie skeer nie. Wat het hulle gedoen? Looitjies getrek. Wat sê die psalmskrywer, wat gaan gebeur met die Messias se klere? Daar gaan looitjies getrek word daaroor. 1000 jaar later kom dit tot vervulling. Aan die kruis sê die psalmskrywer, my God, waarom het U my verlaat? Identies die woorde wat Jesus in sy pyniging, in sy doodskreet uitroep. My God, waarom het U my verlaat? In die Ou Testament is daar omtrent 300 profesieë wat almal getrek kan word tot vervulling in Jesus Christus. 300 profesieë. Nou moet ons mooi dink, hierdie 300 profesieë. Hierdie 300 profesieë word oor 'n tyd van 1500 jaar geskryf. Deur omtrent 40 verskillende skrywers, wat in verskillende kontekste leef, verskillende tye leef, verskillende kulture leef, op verskillende plekke leef, wat mekaar nie ken nie, en hulle maak almal hierdie profesieë oor 'n Messias wat kom. En dan is daar nou hierdie slim persoon, Peter Stoner, wat hierdie som gaan maak het, dat wat is die kans dat 300 profesieë oor 1500 jaar deur 40 verskillende skrywers in een persoon tot vervulling kom? Wat is die kans? En hy sê, dit is 1 uit 10 tot die mag 157. So die wat, soos ek nie wiskunde baie goed mee is nie, dit is 1 uit 10 met 157 nulle agterna. Dit is wat die kans is, dat 300 profesieë oor 1500 jaar deur 40 verskillende skrywers in een persoon almal vervul word. Eintlik is dit onmoontlik. Dis absoluut onmoontlik dat van hierdie goed maar net toevallig in Jesus se lewe gebeur. Maar die mees merkwaardigste profesie, die een wat as niks anders jou oortuig nie, en hierdie oortuig jou nie, dat Jesus die Messias is nie, dink ek nie jy oortuig kan word nie, is dat die Ou Testament bepaal tot op die jaar wanneer Jesus die eerste keer sou kom. Nou wil ek vir julle sê, voordat ons nou in hierdie oefening indelf, baie mense raak verlore in al hierdie goed wat ons nou gaan oor praat. Dis tydlyne en datums en allerlei goed. Moenie bekommerd wees as jy ergens verlore raak in hierdie nie. Hierdie is nie die evangelie nie. Hierdie is die bevestiging van die evangelie. So vat die eindboodskap hiervan. As jy kan volg, ek verloor selfs partykeer met al hierdie datums en goed, my eie kop. Maar kom ons kyk daarna. Die tyd van sy koms. Die engel Gabriël verskyn aan die profeet Daniël. En in Daniël 9 lees ons wat hy vir hierdie profeet sê. Hy sê 70 7-talle of 70 weke. Party vertalings vat daai 7 talle en maak dit wat dit eintlik is, weke. 70 7-talle is oor jou volk. Wie is die volk van Daniël? Die Joodse volk. Is oor jou volk, jou heilige stad Jerusalem bepaal, om die goddeloosheid te volëindig, om die maat van sondes vol te maak, om ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid te bring, om gesig en profeet te beseël, om wat hoogheilig is te salf. En nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde en 'n vors, met hoofletters, is 7 7-talle, 7 weke en 62 weke, en dit sal herstel en opgebou word met pleine en slote in tye van benoudheid. Nou het ons klaar verloor wat met Daniël besig was. En dis so 'n klomp goed wat die engel Gabriël nou op een slag vir Daniël kom sê. Maar kom ons vat dit
bietjie stadiger. Kom ons vat dit stap vir stap. En ons gaan deur hierdie profesie wat hierdie gesig wat Daniël van hierdie engel afkry. Daar's 'n Bybelse beginsel wanneer ons met profesie te doen het. En dit geld net vir profesie, dit geld nie vir enigiets anders wat in die Bybel gebeur nie. So as dit sê die Here het God het die hemel en die aarde in 6 dae geskaap en op die 7de dag gerus, dan geld dit nie daarvoor nie. Maar daar's 'n Bybelse beginsel wat sê, een dag in Bybelprofesie moet as letterlik 1 jaar verstaan word. En ons sien dit in Esegiel 4 vers 6, waar God vir die profeet sê, vir elke jaar gee ek jou 1 dag, en ons sien dit ook in, as ek dit nie mis het nie, is dit Numeri, ek dink ek het daai teks hierso nie, waar dit ook sê, vir elke dag wat julle ontrou was, is dit 'n jaar wat vir julle bygevoeg word in die woestyn. So daar's hierdie beginsel dat profetiese tyd 1 dag geld vir 1 jaar, 1 letterlike jaar. En ons kan dit deurtrek. Daar's verskeie profesieë wat ons nie tyd gaan hê om na te kyk nie. Daar's in Daniël 8, is daar 2300 dae profesie. Ons vind in Openbaring gereeld die 3,5 jaar profesie. Die 1250 dae profesie. En daar's hierdie verskillende profesieë wat almal verduidelikbaar is met die dag-jaar beginsel. Maar ons fokus nou op Daniël 9. So kom ons kyk daarna. Nou moet jy weet en verstaan, sê die engel vir hom. Van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op 'n gesalfde. So hier is die begin. Dit is wanneer daar 'n woord uitgaan, Jerusalem moet herstel word. Onthou wat gebeur met Daniël, waar is hy? Hy's in Babylon, hy's weggeneem in ballingskap. Nebukadneser, baie jare tevore, het Jerusalem en die tempel platgevee, vernietig. Die Jode is in ballingskap weggevoer. Jerusalem lê as 'n bouval. Nou kom die engel en hy sê vir Daniël, iemand gaan 'n bevel gee, wat sê Jerusalem moet weer herstel word. Van daardie bevel af, tot wanneer die gesalfde of die vors kom met 'n hoofletter, is 7 7-talle of 7 weke en 62 weke, 69 weke. Dit is hoe lank Jerusalem herstel en opgebou word, met allerhande pleine en slote, en dit gaan swaar tye vir julle wees, maar 69 weke. Vandat daar 'n bevel uitgaan, gaan herstel Jerusalem. Totdat die Messias kom, die vors, die gesalfde kom, 69 weke. Nou wat is 69 weke as ons dit in dae sit? Dis 483 dae. En as ons dit in jare sit, is 483 jaar. Maar die engel Gabriël het nie vir hom 'n 69 weke profesie gegee nie. Hy het vir hom 'n 70 weke profesie gegee. So 70 weke is 490 jaar, as ons dieselfde som volg. Van die herstel van Jerusalem af, tot die Messias kom, 483 jaar, dis wat die engel sê. Maar wat gebeur nou, na die Daniël verhaal? Nou is daar ander Jode hierso in hierdie ballingskap. Daniël het nou al gaan rus, hy het afgesterf. Maar hier is ander Jode, en een van hulle is Ezra. En ons lees wat gebeur in Ezra se tyd, in die 7de jaar van koning Artasaste. Koning Artasaste is nou die koning van Persië. Vanmiddag gaan julle sien, waar kom Persië in die toneel in? Hy is nou die nuwe wêreldheerser. Dis nie meer die Babiloniërs nie. In die 7de jaar van sy heerskappy, hy is die koning van die konings, hy sê aan die priester Ezra, deur my is bevel gegee, dat elkeen van die volk van Israel, en van sy priesters en sy leviete, wat in my koninkryk gewillig is, om na Jerusalem te trek, saam met jou mag saamtrek, en alles wat volgens die bevel van die God van die hemel is, moet stiptelik uitgevoer word vir die huis van die God van die hemel. Nou daar was 1 of 2 ander bevele al, deur die Persiërs, het gesê, het gaan terug, gaan herstel Jerusalem, maar hier kom Artasaste, en hy gee 'n bevel en sê, gaan herstel die tempel. Jerusalem is nie herstel, solank as wat die tempel nie herstel is nie. En Artasaste kom in sy 7de jaar van regering, en hy sê, gaan herstel die tempel. Nou, volgens ons kalender, is die eerste jaar van Artasaste se regering, 464 voor Christus, 464 voor Christus, dis wanneer hy begin heers, en dit kry ons van die antieke skrywer Ptolemy, wat daai
baie getrou hierdie konings se heerskappye neergeskryf het. So 464 begin hy heers. In sy 7de jaar, ons stel agteruit, want ons stel na Jesus toe. In sy 7de jaar is die jaar 457 voor Christus. Dis wanneer hy hierdie bevel gee, gaan herstel die tempel. 457 voor Christus. So hier het ons die eerste datum in ons tydlyn. 457 voor Christus, dan gaan 'n dekreet uit, Jerusalem en die tempel kan herstel word. Maar dit is nie eintlik waaroor die 70 weke profesie gaan nie. Want jy sien, jy moet weet, van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstel, tot die gesalfde 'n vors kom, is daar hierdie 69 weke. Wat gebeur 483 jaar later, vandat hierdie bevel uitgaan? Onthou, ons het nou presies gesien, die datum is 457, wanneer die bevel van Artasasta uitgaan. In die 15de jaar van die regering van keiser Tiberius, toe die hele volk gedoop is, en Jesus ook gedoop is. So hier gebeur iets in die 15de jaar van 'n nuwe koning. Daar's nou al verskeie koninkryke gekom en gegaan. Dit was die Persiërs, en toe is dit die Grieke, en nou is dit uiteindelik die Romeine. Hulle is nou die base in die land. En hier's 'n keiser met die naam Tiberius, en Lukas identifiseer die datum wanneer Jesus gedoop word. Hy sê dis die 15de jaar wat hierdie koning regeer. Nou wanneer het koning Tiberius begin regeer? 12 jaar na Christus, volgens ons kalender, in die jaar 12. Plus 15 jaar, waar kom ons uit? 27 na Christus. So volgens Lukas is die doop van Jesus 27 na Christus, 15 jaar nadat Tiberius begin regeer het. En Tacitus, die Romeinse geskiedkundige, sê vir ons presies wanneer hierdie Tiberius begin regeer. 12 na Christus in ons kalender. Nou, daar's 'n kalender wat ons gebruik. Dit word deur die vader daarvan is Dionysius. En hy bepaal in sy kop waar hy dink Jesus se geboorte plaasgevind het. En dit is waar ons kalender sy wegspring het, in die jaar 1. Maar hy's verkeerd. En verskeie geskiedkundiges in sy tyd bevraagteken hom met ten minste 3 jaar. En sê, maar jy's 3 jaar uit op jou kalender. Maar daardie kalender bly by ons. En dis die kalender wat ons vandag nog gebruik, die jaar 2026. Die kalender wat ons het. Maar as ons stel van Christus se geboorte af, van Dionysius se tyd al af, word hy bevraagteken. En dit is waar die som dan vorendag kom. Jesus is 27 na Christus gedoop, maar die Bybel leer ons dat hy 30 jaar oud was. So hoe werk dit? Wel, Dionysius het 'n fout gemaak. Jesus is inderwaarheid 4 voor Christus gebore, en daar's nie 'n jaar 0 nie. En dit bring ons dan by die jaar 27 na Christus is Jesus gedoop. 483 jaar na die bevel uitgaan, gaan herstel Jerusalem. Kan dit toeval wees? Is dit moontlik dat hierdie net toevallig kan wees? Dit bewys dat Jesus is wie hy beweer het om te wees, maar die profesie is nog nie klaar van Daniël nie. As jy dalk dink hierdie is toevallig, gee kans en sien wat gebeur verder in hierdie Daniël 9 profesie. Want wanneer Jesus kom ons bly nog by die oomblik van die doop. Wanneer Jesus gedoop word, kom die Heilige Gees in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neer. En 'n stem uit die hemel kom en sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Wat het Daniël gesê? 69 weke, dan kom maar 'n gesalfde. Jesus word gedoop, daar kom die Heilige Gees kom op hom, en wat doen Handelinge met hierdie doopgebeurtenis? Lukas sê, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees. Die oomblik wat hy gedoop word, word hy erken as die gesalfde van God. Daniël sê, 483 jaar tot die gesalfde kom. Jesus word gedoop, daai doop word geag as sy tyd van salwing. Maar die engel gaan aan. Hy sal 1 week lank, die laaste week, met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer
laat ophou. Nou baie mense vat hierdie laaste week. Hulle sê nee, 69 weke is op die regte plek, is op die regte tyd. Dit is wel nie 1 dag, 1 jaar nie, maar dit is geskiedkundig en hierdie 1 week is toekomstig. Maar dit is om oneerlik met die teks om te gaan. Die teks maak nie voorsiening dat ons hierdie profesie in 2 kan deel en 69 weke in die geskiedenis sit en 1 week in die toekoms nie. Dit is 'n aaneenlopende 490 jaar. So daar's 69 weke, 1 dag is 1 jaar, dit kom tot by Jesus se doop, presies tot op die datum, en dan sal nog 1 week wat oorbly. En die engel sê vir Daniël, hy sal 'n sterk verbond sluit, maar in die helfte van daardie week sal hy die offersisteem tot einde bring. En dit is presies wat gebeur in die 14de van die maand Nisan, in die jaar 31 na Christus. 14 Nisan is die datum van die Pasgafees. En die Pasga van 31 na Christus, volgens ons kalender, sterf Jesus aan die kruis. En iets baie betekenisvol gebeur. Die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder. Wat is die voorhangsel? Die voorhangsel skei die allerheiligste deel waar God se teenwoordigheid is, waar jy slegs jou sondes kan inbring by deur 'n hoëpriester wat vir jou intree. Die voorhangsel skei dit van die res van die tempelkompleks. So jy het 'n ander een nodig, 'n offer wat deur 'n hoëpriester vir jou daar ingevat word voordat jy in God se teenwoordigheid kan kom. Maar die oomblik wat Jesus aan die kruis sterf, skeur hierdie baie dik, baie groot gordyn van bo na onder oop, wat as te ware beteken dat die toegang tot God is nou moontlik vir alle mense. Die offerstelsel is nie meer nodig nie. Dis nie meer die lammetjie wat jy moet gaan offer vir jou en jou gesin se sondes nie, want die lam van God is geslag. Jesus het as te ware slagoffer en spysoffer laat ophou in die jaar 31 na Christus. Wanneer is die jaar 31 na Christus op hierdie tydlyn? Dis die middel van die laaste week. Presies soos wat Daniël voorspel het, 3,5 jaar na Jesus se doop, die middel van 7 jaar, die middel van die laaste week, 3,5 jaar bedien Jesus die mense hier op aarde, en dan uiteindelik sterf hy. Die offerstelsel kom tot 'n einde. Dis oor hierdie Jesus wat Pilatus die woorde vra, wat moet ek doen met julle Jesus wat Christus genoem word? Moet ek julle koning kruisig? Maak dit op enige manier sin wat julle van my vra? En die tragiesste woorde nog ooit deur 'n volk gespreek, is dit wat die owerpriester sê, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Die onderdrukker, die een wie se slaaf ons is, die een wat ons verniel en vernietig, ons kies sy kant. Hierdie 70 weke, soos ek gesê het, kan partykeer moeilik wees vir ons om te volg. Maar ek eintlik net by wil uitkom, is dit as die 300 messiaanse profesieë in die Ou Testament jou nie oortuig dat dit in Jesus tot vervulling kom nie. As die presiese vervulling van Daniël 9, die koms van Jesus, die dood van Jesus, soveel jaar tevore, omtrent 500 jaar tevore, kom die profesie na Daniël toe. As die vervulling daarvan jou nie oortuig dat hierdie werklik die Messias is nie, dan weet ek nie wat sal nie. Jesus Christus is die Messias, die Christus, Immanuel, God met ons, God wat mens word. Maar ons het geen ander koning behalwe die keiser nie. En dan begin die tragiesste verhaal, en ons wil nie net Bybelprofesie kyk nou nie, want ons moet by die antwoord uitkom, wat is die oplossing vir al die trauma, vir al die chaos, vir al die seer?
die sterwe van hierdie man, die Messias, die bevestigde Messias, die een vir wie al die bewyse daar is dat hy die Messias is, die sterwe van hom is die oplossing vir al jou en my seer. Vir al die verwoesting wat in ons lewe aangaan. En as Christene praat ons so gemaklik oor die kruisiging. Ons praat so gemaklik oor die kruisigingsgebeurtenis. Ons praat so losweg oor die kruis. Maar ek wil vandag 'n bietjie tyd spandeer voordat ons afsluit om net met u deur 'n kruisiging te loop. Wat het regtig by 'n kruisiging gebeur? Jesus is in Herodes se voorhof. En daar al reeds druk hulle 'n kroon van dorings. Nou, ons het in ons kop hierdie prentjie van die kroon wat mooi saggies op Jesus se kop neergesit word. Maar dit is nie wat gebeur nie. 'n Kroon van dorings wat in sy kop ingeforseer word. Het jy al gesien wat doen 'n kopwond as hy begin bloei? Het stroom net. Hierdie Messias wat die Bybel, die Ou Testament, die oortuiging van gee, dis hy. Jy kan hom nie miskyk nie. Hier's 300 profesieë oor hom wat in hom tot vervulling kom. Selfs die tyd van sy koms is akkuraat, dis hy. Ons forceer 'n doringkroon in sy kop in. Hulle spoeg op hom. Hulle slaan hom. En dan uiteindelik kry hy die doodstraf wat geen Romeinse burger eers kan kry nie. Want is te wreedaardig. Die straf van kruisiging. Maar voordat die kruisiging plaasvind, gebeur daar iets anders met misdadigers wat moet kruis toe gaan. Hulle word gegesel. En 'n geseling is een van die verskriklikste dinge. Dit was 'n straf op sy eie wat ook gegee kon word deur die Romeine. Maar dis een van die verskriklikste dinge wat met 'n mens kan gebeur. Hy's daardie sweep is in 'n soldaat se hand gesit, wat so lyk, klomp ysterpunte aan die punt. En hulle het die gevangene begin slaan. 'n sekere hoeveelheid houe. Die Romeinse reg het onbeperkte houe toegelaat. Die Jode het geglo 39 houe, 49, kan nie mooi onthou nie. Maar die Romeine het 'n geseling is wat ook al die regter gesê het moet kry, het jy gekry. En hulle begin hierdie misdadiger slaan. Bind sy arms om 'n paal vas. 1, 2, 3. As die soldaat moeg geraak het, volgende soldaat oorgevat, verder geslaan. Josephus skryf, hier is die Joodse geskiedkundige, skryf oor gevalle waar die gevangene se rug oopgekleef is. Soveel so dat sy ingewande sigbaar is. En baie gevangenes wat moes kruisiging toe gaan, het 'n geseling nie oorleef nie. En het alreeds daar gesterf. Stikkend geslaan. Die Messias. Die een wat die oortuiging so duidelik is. 300 profesieë, die tyd van sy koms, dis daar, sien dit net raak. Hy word gegesel. En dan word sy eie kruis op sy rug gelaai. En gesê, dra dit. Ons weet dat hy net te swak was en dit nie kon doen nie. Hulle het by die plek van kruisiging gekom. En hierdie is die tipiese prent wat ons van hou om na te kyk wanneer ons oor 'n kruisiging praat. Hierdie is wat ons Christenkuns noem. Sien, dit is nie te aggressief nie, dit ruk ons nie te veel nie, dis 'n mooi prentjie, Jesus daar met die lig om sy kop en die twee misdadigers weerskante van hom. Ons kan hier na kyk, ons kan dit verdra om dit te kyk. Maar dit is op geen manier wat 'n kruisiging regtig behels het nie. Dit spreek nie tot die realiteit van wat 'n kruisiging was nie. Hulle het Jesus op daai grouwe stuk hout laat lê. Onthou nou net, hy's nou net gegesel.
Sy rug is oopgeslaan, oopgekleef. Hy oopgekloof. Hy lê op daai stuk growwe stuk hout. En hulle het sy hande, waarskynlik hier waar sy hande by sy arm bymekaar kom op sy gewrig, met dik staalspykers in hierdie stuk hout ingeslaan. Laat dit net vir 'n oomblik insink. Jy jou vinger al met 'n hamer raak geslaan. Spyker deur sy gewrig geslaan. Al twee kante. Sy voete oor mekaar gekruis, bene gebuig. Die kruis het so 'n trappietjie opgehad en sy voete daarin vasgeslaan. Met 'n dik, lang ysterspyker. En dan het hulle daardie kruis opgelig en hom in die gat laat val wat vir hom bedoel was. En die skok van daardie hou word deur sy liggaam geabsorbeer in sy arms en in sy voete in. Die val van daardie hou. En daar hang hy. Dieselfde Messias. Die een wat Jesus sê, julle ondersoek die skrifte, julle dink dat julle ewige lewe daarin is, maar dit praat van my. En daar hang hy. En weet jy wat, soos wat ons hierdie prentjie hier sien, is ons te dankbaar dat Jesus daarom 'n mooi lappie om hom het, dat hy daarom sy skaamte beklee is, maar die Romeine het die gewoonte gehad om kaal te kruisig. Hulle het nie mense se skaamte mooi toegemaak met 'n lappie nie. Mense is kaal gekruisig om hulle te verneder. En dis presies, hier hang die Messias, die skepper God, die een wat praat en dinge ontstaan, die een wat asemhaal en sterre kom uit sy mond uit, die God van die heelal. Hier hang hy aan 'n kruis kaal, dat selfs sy ma dit kan sien. Daar aan die kruis sou asemhaling uiteindelik die grootste uitdaging vir die gevangene word. As jy aan jou arms hang, met jou gewig aan jou arms, is dit moeilik om asem te haal. Omdat die gevangene se bene gebuig en hy kon opdruk en asem teëgee en weer laat sak. En baie maal as jy baie sterk misdadigers gehad het hulle lank so gehang. En as die Romeine moeg was daarvoor dat jy aan die kruis hang, het hulle jou bene kom breek, sodat jy jouself nie kan opstoot nie. Maar Jesus se dood kom vinnig. Jesus se dood kom baie vinnig en hulle is selfs verbaas daardeur. Aan die kruis is daar bloedverlies, wat onbeskryfbaar is, wat uit hierdie persoon uitstroom, verloor al sy bloed. Die trauma op sy liggaam, hierdie papgeslaande mens, misvorm, vol pyn en onmenslike seer. Uiteindelik sou sy spiere begin kramp het, dat hy hulle nie meer kan gebruik om homself op te stoot nie. Uiteindelik sou orgaanversaking begin intree het, as gevolg van die trauma op sy liggaam, en sy organe sou op 'n werk het, en dan sou hy beheer verloor het oor sy liggaamsfunksies. Die skepper God van die heelal. Dis niks soos hierdie prentjies nie. Niks nie. Verbygangers het hom gesmaad, Matteus 27 vers 39, hom gespot. U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self, as u die seun van God is, kom af van daai kruis af. As u die seun van God is, daar's 'n hele Ou Testament wat vir julle wys dat hy die seun van God is. Dan maak hierdie verhaal 2 merkwaardige draaie, hierdie verhaal van die kruisiging. Die eerste ene is, hulle kruisig 2 gevangenes, 2 kriminele saam met hom. Een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as hy die Christus is, verlos u self en ons ook. Maar die ander het geantwoord en hom bestraf en gesê, vrees jy ook God nie? Besef jy, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons is regverdiglik hierso, want ons ontvang ons verdiende loon, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En dan sê hy vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. 'n Berouvolle misdadiger, een wat besef wie en wat hy is.
En hy gryp hierdie laaste geleentheid aan, voor sy sterwe. En hy verstaan nie wie hierdie een is wat langs hom hang nie. Hy weet nie mooi wie hy is nie. Hy het nie toegang tot die Ou Testament soos die priesters en die skrifgeleerdes wat kon sien dat hierdie die Messias, die seun van God is nie. Hy weet nie mooi nie, maar hy weet iets is by hierdie man wat hy nodig het. En hy gryp dit aan in sy laaste oomblikke. En dan lees ons in Lukas 23 vers 43 en ek hou van die alternatiewe vertaling wat dit beter vertaal. Jesus antwoord hom: "Voorwaar ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees." En dan is daar 'n tweede draai in hierdie verhaal. Want voor die kruis staan daar 'n Romeinse soldaat. En hy sien Jesus se optrede aan die kruis. Hy hoor die gebed: "Vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie." Hy hoor die uitroep om God se nabyheid. Hy hoor die liefdevolle woorde aan die misdadiger langs hom. Hierdie soldaat sien wat hier besig is om te gebeur. En nog nooit tevore, en hy het waarskynlik baie kruisigings in sy lewe gesien. Maar nog nooit tevore het hy so iets gesien nie. En toe Jesus sterf, toe hy uitroep en die laaste asem blaas, sê hy: "Waarlik, hy was die seun van God." 'n krimineel, 'n heidense soldaat. Hulle besef, hulle sien dit. Hulle het nie al hierdie geskrifte wat Jesus die Jode se aandag op probeer vestig, wat sê: "Kyk hierna, dit praat oor my." Hulle het dit nie, maar hulle weet wie hierdie is. In teenstelling met die priesters wat na Pilatus toe gaan en sê: "Ons weet dat hy 'n verleier was en dat hy gesê het dat hy na 3 dae weer opstaan. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag, totdat sy disippels nie miskien kom in die nag om hom te steel nie." Nog steeds gaan hulle aan, selfs na die dood. En hulle plaas daar die Romeinse soldate voor daai graf, om die graf te beskerm. Dat iemand nie miskien die liggaam kom steel nie. Die krag van God kan deur niks gekeer word nie. Ons lees dat toe die vrouens by daardie graf kom, kry hulle die woorde: "Hy's nie hier nie." Die engel praat met hulle. Hy het opgestaan soos hy gesê het. Kyk hier waar hy gelê het, is die plek leeg. Hy het die dood oorwin. Hy was die kragtigste een wat daar was. Hy is die een wat die sleutels van die doderyk het. En volgende week gaan ons bietjie dieper kyk na hierdie onderwerp oor die dood en hoe dit verwoesting in ons eie lewe saai, maar wat die oplossing daarvan is. Maar ek wil vir u sê, die opstanding uit daardie graf uit bied nie net oorwinning oor Jesus Christus se dood nie. Dit bied oorwinning ook oor jou en my chaos, die seer, die trauma, die verwoesting, die rou, die sonde las wat jy en ek dra. Daardie dag is die oorwinning vir jou en my gegee. 2 Korintiërs 5 vers 21, een van my gunsteling tekste in die Bybel. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Wat beteken hierdie teks? Ek wil vir u 'n verduideliking van die evangelie gee, wat ek hoop alles bymekaar gaan bring, hoe ek dit verstaan en hoe ek dit vir myself sinvol gemaak het. God skep hierdie aarde perfek. Satan het 'n plan om verwoesting te saai. Hy kom stel sonde bekend aan die mens. En deur sy bekendstelling van sonde, word elke mens sondaars. Almal word gebore in sonde. Niemand is vrygeskel daarvan nie. En wat Satan dink wat hy doen is, hy sit God in die spreekwoordelike catch-22. Want God se natuur is liefde. So God moet 'n keuse uitoefen. Of in sy liefde wis hy sonde totaal en al uit. Maar want hy kan nie sonde vir altyd laat voortbestaan nie. Dit sal liefdeloos wees. Die verwoesting wat sonde bring is net te lelik en te veel.
So God moet sonde uitwis. Maar waar word sonde gevind? In ons, binne die mens. Dis nie iets wat hier abstrakt ronddwaal wat God net kan uitwis nie. So om sonde uit te wis, moet God mense uitwis. As God sy liefdesnatuur wil eer om van sonde ontslae te raak. Maar nou is God liefde. En God kan nie net sy kinders uitwis nie. Want hy's liefde. Dit sal spreek teen wie hy is, as hy net sy kinders uitwis. En Satan sit terug en hy vou sy arms, en hy dink, ek wil nou sien hoe God hierdie dilemma gaan oplos. Maar jy sien, die Satan het die liefdeskrag van God onderskat. Want God sê, ek het 'n plan. Ek het 'n evangelieplan, ek het 'n verlossingsplan, wat ek gaan wys, hoe ek hierdie sondeprobleem oplos. En ek self gaan dit gaan doen. Sonde moet uitgewis word. Maar ek gaan op een of ander bonatuurlike manier, want God is almagtig, die sonde las van hierdie hele wêreld op myself vat. En ek gaan daarmee in die dood ingaan. En ek gaan sonde uitwis. En dit is uiteindelik wat gebeur. Jesus hang aan die kruis en op 'n bonatuurlike manier wat ek nie verstaan nie. En wat ek nie dink ek ooit sal verstaan nie. Neem God die sonde las van hierdie wêreld op homself aan die kruis. En hy vat elke oortreding wat ek nog ooit in my lewe gedoen het. En hy vat my sondige natuur, die feit dat ek 'n sondaar is. En hy vat elke gevolg wat ek nog in my lewe gehad het, as gevolg van sonde wat bestaan hier op aarde. En hy vat al die hartseer, en die seer, en die stikkendheid. En hy vat alles wat ek nog ooit moes beleef het, vir die rede dat daar sonde is. Vat hy op een slag op homself. En nie net myne nie, maar biljoene en biljoene mense sin. En joune ook. Baie mense is gekruisig in die Romeinse ryk. Jesus se kruisiging was nie uniek in die sin dat hy die eerste een is wat gekruisig was nie. Maar nog nooit het iemand die sondeprobleem opgelos deur hulle kruisiging nie. En Jesus vat daar die hele sonde las van die mensdom en hy word as te ware sonde sonder dat hy nog ooit sonde gedoen het. En hy gaan daarmee in die dood in. En ek dank die Here dat hy opstaan sonder daardie sonde las waarmee hy in die dood ingegaan het. En dat hy verheerlik opstaan en dat hy as die oorwinner opstaan en dat my sonde en die gevolge van sonde wat ek in my lewe dra in die dood kon agterbly. En wat is die evangelie hierin? Ek moet 'n keuse maak. Want jy sien, ek as 'n sondaar, my sonde moet uitgewis word ergens. En dit gaan of in myself wees, of dit gaan in Jesus Christus wees. Ek vra 'n strikvraag gewoonlik. Ek sê, is daar enigiets wat jy kan doen vir jou eie sonde? Mense sê altyd nee. Maar daar is iets. Jy kan die ewige dood sterf vir jou sonde. Jy kan aan jou sonde bly vasklou en sê, nee, ek gaan hierdie by my hou. Ek gaan hierdie sondige natuur, hierdie verkeerde dade, hierdie optredes, hierdie chaos wat in my lewe is en wat sonde in my lewe veroorsaak, dis myne, ek gaan dit by my hou. En God gaan dit uitwis. Volgende week gaan ons dieper daarna kyk. Of ek kan in geloof aanneem dat hy die Messias is, die Seun van God, die verlosser van die wêreld, die een wat met my sondelas in die dood in is, en daar sonder opgestaan het, en al wat ek moet maak is, ek moet 'n keuse maak om dit aan te neem. En selfs daardie keuse maak God 'n moontlikheid. Selfs daardie keuse van geloof is nie ek wat so goed is nie, dis God wat dit as 'n geskenk vir my gee. Jy en ek moet vandag hierdie keuse maak. Ja, die wêreld gaan nie ewe skielik 'n ander plek wees nie. Dit gaan nie ewe skielik 'n oplossing wees vir elke aardse probleem nie. Maar wanneer ek weet dat dit wat ek in my lewe beleef,
Die chaos, die seer, die teleurstelling, die gebroke verhoudings, die finansiële probleme, die dood, die siekte, wanneer ek weet, daardie dinge is tydelik hier, want my God het dit in die dood gelos en daarsonder opgestaan. Miskien is hierdie verduideliking wat ek vir julle gegee het 'n bietjie onduidelik vandag, maar ek glo na volgende week gaan dit net soos oopmaak. Ons het 'n Griekse professor gehad wat altyd gesê het, Grieks was vir my Grieks, altyd gesê het, jy moet net uit die mistigheid uitkom. As jy uit die mistigheid uit is, begin dit sin maak. As dit hierdie vir jy so 'n bietjie mistig voel, uitwissing van dood en sonde, kom net volgende week. Die punt bly staan, Jesus Christus het die verlossingswerk klaar vir ons gedoen. Die bewyse is daar dat hy was wie hy sê hy was. Ek wil vir julle 'n video speel ten slotte. En as jy sensitief is vir geweldstonele, is dit dalk goed om net die oë toe te maak en na die lied te luister. Maar partykeer is dit goed om net vanuit 'n menslike perspektief te beleef wat dit is wat Jesus vir jou en my gedoen het. Ons kan assosieer met sy fisiese pyn, want ons is ook vlees en bloed, ons voel dit. Ons het geen benul wat die las van sonde aan hom werklik gedoen het nie. Maar mag ons, terwyl ons dink aan wat hy vir ons deurgegaan het, in die oomblikke van hierdie lied, net ons lewens absoluut weer aan hom toewy. Sê dankie dat u die oplossing vir hierdie probleem is. Langs die Via Dolorosa in ou Jerusalem, hier soldate in die strate, mense weg. Voor 'n man wat met 'n purperkleed in pyn 'n houtkruis dra na Golgotha. Daar is wonde oor sy skouers en die bloed drup oor sy hand en 'n doornkroon sny diep in sy vel. En elke keer as hy wil struikel, word hy gespot, gespug en uitgeskel. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pyn, soos 'n lam stap ons koning en ons Heer. Langs die Via Dolorosa stap hy voort, terwyl hy ly. In die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir jou en my. In die Via Dolorosa het die Heer my kruis gedra, gewillig op pad na Golgotha. En daar het hy gelei, gesterf en in my plek die skuld betaal. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pyn, soos 'n lam stap jou koning en my Heer. Langs die Via Dolorosa stap hy voort, terwyl hy ly. In die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir my. Elke rou
wat hy kry, het ons vir hom gegee, maar die bloed wat uit hom vloei, het ons skuld weggevee. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pyn, soos 'n lam, stap jou koning en jou heer. Langs die Via Dolorosa stap hy voort, terwyl hy lê. In die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir my. Vir jou en my. Dis 'n hoop vir 'n wêreld wat so vernietigend is. So hoop te midde van al hierdie chaos wat ons in ons lewens beleef, wat in hierdie wêreld aan die gang is, wat ons elke dag sien en gekonfronteer word mee. Die kruis van die Seun van God, die Messias, die Verlosser, gee hoop. Die opstanding, die leë graf, is 'n bewys dat die chaos van hierdie wêreld nie vir ewig gaan en kan bly heers nie. 1 Petrus 2 vers 24, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruishout gedra. En deur sy wonde is julle genees. Ons volgende lesing gaan ons die vraag vra. Dit is baie mooi om in die Bybel al hierdie antwoorde te kry. Maar is hierdie boek regtig betroubaar? Is dit regtig gesaghebbend? En ek hoop om u daarso te sien. 2:00 na middagete, kom ons sluit ons oë. Ons Here Jesus, in die Afrikaanse taal het ek nie woorde om vir u dankie te sê nie. Dankie vir die verlossingswerk wat u vir my aan die kruis gewerk het. Dankie dat u die lyding en die seer van die bespotting en die geeseling en die kruisdood verduur het. Dankie dat u vir my die las van sonde gedra het. Dankie dat u vir my die las van al die gevolge van sonde gedra het. Dankie dat ons hier kan sit as geredde kinders van God. Nie omdat daar enige iets goeds in ons is nie, maar omdat u 'n goeie God is. Dankie vir die kruis. Dankie dat u die dood oorwin. Dankie dat u opgestaan het. En dat u daardie oorwinning vir ons moontlik maak. Here, as ons dalk in ons lewens mag vroeg met sonde, as ons dalk mag vroeg met seer, met hartseer, met pyn, met trauma wat ons deurgegaan het, help ons om dit by Jesus te los wat alreeds daarvoor gesterf het. En om bevry te leef te midde van dit alles. Om hoopvol te leef dat te midde van hierdie chaos is daar nog steeds hoop. Dankie vir u liefde vir ons gebroke, stikkende mense.
Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.